Good morning. Ons hoop nie dit is te koud daar waar jy vanoggend is nie, maar gelukkig is ons hier met 'n bietjie warm geselskap om jou dag op die regte manier te begin. En Thys is natuurlik ook hier om ons oggend te verryk. Geldik natuurlik. Hallo Thysa, almal. Wat kan jy daarvan? Ja. Ek is hier om hele oggende te verryk. Het die trouwens Fantasties. DJ vir ons vanoggend 'n liedjie of 'n geluid of 'n ietsie? Ja, natuurlik het hy. Kyk, So, hy soek kom ons en hy gaan soek en kyk hy hier soek. na Let's hear it, DJ. Kom ons probeer. Dankie. Dankie Thys. Alles welkom. As ek na julle twee aan weerskante van ons kyk, almal dra 'n jas. 'n Jas wat netjies pas. Pragtig, Ja, hoor? Baie 22. lekker. Baie dankie Pieter, altyd ook vol komplimente, ons wag net daarvoor. Ja, dis Ons wag dat jy vir ons sê ons lyk. Julle lyk pragtig, Baie dankie. opgedolly en stylvol. Dankie. Reg kan vir ons- hierdie middel van die week. Ek kan daarvan dat ons die woord dolly begin gebruik. Opgedolly, ja. In hierdie week se spirit of it. Amper soos mollig, net hy. Ja, Molly. Nou ja. Maar nou dat ons daai komplimente agter die rug het, nou kan ons voortgaan met vandag se program, want daar is baie waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Ons kuier saam met die uitvoerende hoof van die Titans, Dr. Jacques Vol. Ons gaan 'n bietjie meer leer oor Paul dansfiksheid en die sanger Roan de Tooy kuier in die ateljee. En gepraat van sanger en sangers. Kyk, aangesien dit ons nou die middel van die week is, dis 'n klein Saterdag. Ek voel ek het 'n lied in my hart. En onthou om saam te kan gesels, skandeer die QR-kode wat nou op die skerm verskyn. Is jy tevrede daarmee, Els? Ja, want dit gaan al die hele oggend so. Dankie. Pieter gaan ons nooit laat vergeet dat hy in die Drakensberg seunskoor was nie. Dankie Pieter. Is 'n groot plesier. Ek wil dan sommer vanmôre se oggendpraatjies ook afskop sonder 'n lied in die hart. Hierdie keer doen ek dit nou maar net met so lekker glimlag om die kiewe. Ja. So, wie van julle was lanklaas by die tandarts of onlangs by die tandarts? Ek was verlede jaar, maar ek moet eintlik gaan. Ek moet eintlik gaan. Thys? Ja. Ja, ek dink was soos 3 maande terug. Net Awesome. lekker check-up gehou, dit Ja. en dat. Probeer jy dit ook maar so gereeld as moontlik doen of gaan jy net tandarts soos jy probleme het? Dis pas soos my prostaattoets een keer 'n jaar, jy weet, so. Ja. Ja. Ek moet sê baie mense is bang vir 'n tandarts, maar ek is nogal nie. So dit pla my nie om te gaan nie. Tensy daai tandarts 'n voël het as 'n troeteldier, dan dan gaan gaan daar jy probleme weg. wees. Ja, sy. definitief. Okay, Ja. wel, volgens 'n artikel in hierdie maand se Popular Mechanics kan 'n besoek aan die tandarts binnekort ietsie van die verlede raak of bietjie meer eenvoudig wees. Kan jy dit glo? Japaneese wetenskaplikes is op die punt van 'n deurbraak met 'n eksperimentele middel wat tande kan laat hergroei. Daar is in September 2024 in menslike toetse begin met die hoop dat dit teen 2030 beskikbaar gewees. Dr. Katsu Takahashi van die Katana Hospitaal in Osaka sê hulle wil mense wat met tandverlies permanent help. Die middel blok 'n proteïen genaamd USAG1 wat normale tandontwikkeling onderdruk. Proewe op diere het suksesvolle tandegroei getoon. Die middel word nou getoets op 30 mans tussen die ouderdom van 30 en 65. Daar's nog geen neeweffekte aangemeld nie. En as dit suksesvol is, sal kinders tussen 2 en 7 jaar wat sonder tande gebore is, die behandeling kan kry en dan die doel is om almal wat 'n tand verloor het weer met hulle eie natuurlike tande te kan help. Dis Lekker, interessant. Baie Ja, interessant. dit is. En veral as jy nou dentures of so voort moet kry, jy kan dan nou jou eie tande groei in plaas van om die hele tyd iets in jou mond in te sit. Dis baie amazing. Maar sal jy dit verkies bo 'n tandarts se boor? Ja, ek dink so. En dan maar ek dink jou tandarts gaan 'n bietjie geldjie verloor, hè, want implantate, daai van as jy permanente tand verloor Ja. kos 'n paar rand, hè. Ja. Ek dink tog tandarts sal altyd nodig wees. Dis mos soos 'n dokter of iets. Hy gaan altyd daar moet wees. Ek gaan Ja. altyd daar moet wees om net te kyk. En die navorsing is nou nog nie op so 'n stadium wat hulle kan sê dat dit eintlik soos 6 maande gaan vat om hierdie 2 tande te groei of dit gaan so ons weet nie hoe lank dit gaan vat nie. So dalk is die tandarts nog steeds jou first port of call, you know. Maar Ek as sit sal jy 2 voortande en dan begin dit so stil se word. En wanneer hou hulle op presies? Gaan jy opeindig met tande soos 'n beaver? Soos en die ander probleem is ook ons het nou al gesien Hollywood het dit al bewys dat sê net maar daai goeters raak net haywire. Waar gaan Ja. dalk begin haar tande op ander plekke groei? wat Byt vas. ja. Dit klink soos 'n horror movie, maar dit is jy weet met enige tegnologiese ontwikkeling is daar nou
voordele en nadele. And that brings me to the next story. So gepraat van tegnologiese ontwikkelinge en deurbrake. Ons praat gereeld op KI op hierdie oor KI op hierdie program, juis omdat die tegnologie so vinnig ontwikkel. Maar hierdie volgende storie mag jou dalk so bietjie ongemaklik laat. 'n KI-model het 'n ontwikkelaar met afpersing gedreig toe dit uitvind dat dit sou vervang word. 'n Veiligheidsverslag het onthul dat die Claude Opus 4 KI-model van Anthropic sy skeppers met afpersing gedreig het toe dit besef het dit gaan vervang word. En in toetsimulasies het die model toegang gekry tot e-posse waaruit dit afgelei het dat dit vervang sou word en dat een ingenieur betrokke was by 'n buite-egtelike verhouding. En die KI het toe in 84% van die gevalle die ingenieur daarmee gedreig. So hierdie masjien was soos, okay, jy dink jy beheer vir my, but I am the captain now. I know something. I am in control. I know what's happening in your email. So hulle het nou volgens toetse en daardie tipe goed by Anthropic gesê, wat eintlik die ontwikkelinge is gesteun deur Google en Amazon. So this isn't just some like fly-by-night company. So, dit bring my op die punt. Are we living in Terminator, where the machines are turning on us? I feel like we've seen this a lot. Daar was daar een wat so gedans het, en die ander een wat beklei het. En nou, is hierdie masjiene is eintlik nou emosioneel so ontwikkel, Raak betrokke. dat hulle nou is, jy dink jy gaan vir my vertel, laat ek vir jou ietsie vertel, meneer. En as jy die plak probeer uittrek by die muur, dan skielik is die rekenaar weer aan. Jy dink jy ken my. Maar dit maak my eintlik uit 'n persoonlike standpunt. It does scare me a bit. Like I've never used ChatGPT. I've never used it. My husband is wild about it. But he is like, he loves it. He's like, oh, you should just ask ChatGPT. Ek vra nog vir Google. Ons het daai storie die ander dag gedek oor hoeveel ekstra geld dit eintlik vir die maatskappye kos om dat ons asseblief en dankie sê vir ChatGPT en kunsmatige intelligensie. Ek dink daai ingenieur het na die ding gesê, ag maar jou pragtige mens KI moet asseblief nie vir die wêreld vertel wat op my rekenaar aangaan nie. But I think even if he done that, they would be like, ek weet jy's fake. Jy wil nou net, ek moet jou nie afpers nie. Ek het 'n knoppie vir daai ene. Sell your laptop, you're done. Nee, maar ek dink met al die tegnologie and how fast everything's growing, I don't know if we can keep up with how clever they're going to get. Maybe I'm a conspiracy theorist, I don't know. Wel, ek dink dit bring mense opnuut by wat of hoe daar verwys word, kunsmatige intelligensie. Ja. Nee, dit is amazing. Maar nou ja, ek bly liewerste ook maar ver weg daarvan af. Ros, ek het dit al gebruik, maar jy moet dit regtig probeer. Dit maak op jou 'n nuwe wêreld. Ek wil nie afgepers word nie. Baie dankie. Goeiemôre, good morning. Onthou jy kan al hierdie gesprekke en geselsies ook later vandag op ons YouTube kanaal gaan beloer. Al wat jy moet doen is teken net daarin vir eksklusiewe inhoud en agter die skerms gebeure. Ons gesels nou weer verder hier op Goeiemôre, good morning. Die tyd het nou aangeskuif na amper 10 minute oor 6.
Welcome back. You are watching Goeiemorgen, Good Morning. Remember, you can chat with us. Let us know what you think of the topics we discuss in the mornings. Just scan the QR code that is on your screen now and send us a WhatsApp. We'd love to hear from you. Nou, ek het weer 'n interessante storie wat ek met my kollegas wil deel. En ek wil graag by julle hoor, want ek weet, Thys, Pieter, julle verdien baie geld. So julle vlieg waarskynlik die meeste internasionaal. Maar wat van daai vlugte maak dit die meeste ongemaklik? Wat is die grootste ongemak wat julle moet verdra of verduur? Man, syne dat ek nou nie in besigheidsklas vlieg nie. Is dit maar die spasie, die sit die hele tyd, die ou se boude weet naderhand nie meer watter kant toe nie. Ja, seker klein goedjies, maar seker. Ja, as ek praat van klein goedjies, dis maar daai badkamerspasietjie. Ja. Jy weet, en as jy karretjie nie saamwerk met jou meal on flight en dan raak maar 'n bietjie beknap. As jy sit like naby aan die badkamer is, ou matta is dit besig. Ja. Raas? Ek geniet dit so om te vlieg. As ek 'n geleentheid kry om te vlieg, ek is voor daai in-flight demonstration dan die slaap. Ek slaap enige As jy plek. daai. Ek is daar tussenin. Ek het nie 'n slaappilletjie nodig nie, niks nie. Ek slaap. Want so ek het nie klagtes oor. Jy's bly as daar vir jou 'n vlug is, want dan weet jy nou gaan al die verlore slaap in. Ja, presies. Ontvlug. Yes. Ontvlugting. Iets wat vir my ontvlugting bied is my oorfone. Solank ek Ja. net my oorfone Ja. het, is ek gemaklik. Maar goed, 'n baie interessante storie waarby ek wil uitkom en waarvan ek 'n bietjie meer inligting wil gee. 'n Internasionale vlug wat ongeveer 29 uur geduur het opslag gemaak nadat 'n passasier die ervaring as 'n vlug uit die hel beskryf het. Henry Beasley, lid van die Nieu-Seelandse musiekgroep Ballo Brigada, moes die vlug na Berlyn deurmaak met 'n ontstelde kind wat onophoudelik gehuil het. Beasley het die ervaring op TikTok gedeel, waar hy met 'n tikkie sarkasme die kind se geskree op volume en duur beoordeel het. En in die video gee hy kommentaar soos die kind het longinhoud en 10 uit 10 vir uithou vermoë. Hier is die video, kom ons kyk. Rate my 29-hour flight to Berlin. Ja, rof. dit is rof. Nou, die video het 'n ewige debat ontketen en baie kykers het empatie getoon en gevra vir kindervrye vlugte, terwyl ander die ouers verdedig het. Een gebruiker het opgemerk daar moet aparte vlugte wees vir volwassenes en gesinne. Nou ja, wat dink julle daarvan? I have very strong opinions on this. A plane, if it is not a private plane, is public transport. Ja. You do not have a right to like say that a child shouldn't be crying. Daai babatjies vir al klein kinders, die vlugte is ontsettend ongemaklik vir hulle. Hulle oortjies, daai kind huil nie omdat dit wil huil nie. I'm not trying as a little 1-year-old or a 6-month-old to make your flight uncomfortable. So, unless you want to fly private and have a private jet, a plane is public transport, so deal with it. Thank you. Sterk, wat sê jy? Ja. Ons voel daai verdien ook eintlik 'n applous. Dankie, Wat dankie. is julle toespraak? Daar's hy. Afgehandel, ons gaan voort. Daar's dit nou. Ons is hier. Ja, jy het my ook sommer verteenwoordig. Brilliant. Ek is so bly daar's niemand by die knoppies nie, want jy sou verseker Daar's 'n church. culture gekry. Ek moet daarom ook net sê, ek is seker daar's ander volwassenes wat ook kinders gehad het al op 'n vliegtuig. Ja. Ek meen ek en my vrou het al hoeveel keer male sonder taal beleef. En ons weer eens maar die oortjies. Gee vir die kind 'n dammie of 'n bottel om aan Ja. te suig dat die oortjies oop gaan. Sê luister, kom ek help 'n bietjie. Kom ek, want ek weet die arme ouers is dalk nog jong ouers en dan raak hulle jy kry so warm. Ek weet toe my kinders so klein was op die vlieg Ja. gesê, kan asseblief want ek wil dit nie ongemaklik maak Ja. vir ander nie. So bied dan 'n bietjie hulp aan of iets, maar Ja. ek kan nou nie 29 ure deursit met 'n geilerige babatjie. Dan sou ek lankal al opgestaan gesê, gee die babatjie dat ek 'n bietjie help. Ek 'n borsvoet graag. Guys. So leer ons elke dag iets nuuts. Werklik. Ek dink nie iemand die ouers is die uitgangspunt is om ander mense se vlugte ongemaklik te maak nie. This issue has come up a few times about adults only flights and maybe that is the solution. Because almal is nie 'n kindmens nie, maar daai kind huil nie as prins nie. Nee, ek dink dit het baie keer ook te doen. Ek meen, ek raak nogal ek moet sê ek raak 'n bietjie angstig as 'n kind so huil. Ja. Maar net omdat 'n mens wil help dink ek. Jy Ja. weet net wil stop.
Maar dit is 'n baie moeilike kwessie en ek dink daar's baie ander dinge ook wat vlugte ongemaklik maak. Net soos wat 'n mens soms langs iemand beland wat die hele tyd wil gesels, jy weet. Of iemand wat snor. Ja, ek het dit al gehad, jy weet op 'n aandvlug, jy weet. Is dit jy wat gesnork het? Nee, toevallig gedink nie. Die ou het 'n hardere snork as ek. Ek dink wat ons eendag moet doen is ons moet iemand kry wat nou al etlike jare as lugwardin of so gewerk het en dan moet hulle ons bietjie kom vertel van wat is die goed wat hulle die meeste irriteer. Jy weet soos die skoene wat uitgeskop word en die dit en die dat en die overall te veel wil drink of jy wat die hele tyd wil eet of iets is dit of inappropriate is. Of ek dink dit sal die oomblik wat hulle gesê het fasten your seatbelts, dan wil hierdie ou badkamer toe. Ja, soek dit. It's like regtig. Ja. Maar ja, ek kry die ou jammer. Ek weet dit is 'n lang vlug, 29 ure, maar dit is nou ook sy skuld hy bly in Nieu-Seeland. Maar ek dink dit is nie iets wat opsetlik gedoen is nie. En ek dink Karma gaan hom kry. Jy weet hy lyk of my jonk. Wag tot hy sy eerste kind gaan kry, dan gaan ons kyk. En as iemand dit post soos wat hy en dan gaan hy oogie vir hom die hele tyd so maak ook die hele tyd, jy weet. So. Ja. Wel, gelukkig weet ek dat ek 3 kollegas het by wie ek kan gaan aanklop vir raad. As dit my eendag is. Baie dankie, Ras. Nou jy kan ingeskakel bly en solank vir jou daai tweede koppie koffie gaan skink, want ons gesels net hierna verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning, waar dit vars en vrolik gaan in hierdie stadium. Ons is net hierna terug. Bly net waar jy is. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lotterspine, ons is denners goed. Ons almal hier by Goeiemôre, Good Morning is baie lief vir diere. Dis hoekom ons vir Thys en Pieter op die program het. Elsa. Sis, ek grap net. Nou volgende gesels ons met 2 dames met net so groot passie vir diere, Yvonne Westrate en Frida Moorhouse van Woolies Animal Shelter Project in Pretoria Noord. Goeiemôre, Good Morning, welkom by die program julle. Goeiemôre, welkom. Vertel ons hoe Woolies Animal Shelter Project ontstaan het. Woolies het begin in 2003. Silla Trexler het dit gestig. Dit het begin as 'n sterilisasieprojek. Dis iets wat vir haar baie na in die hart lê. Maar sy het, soos vir die tyd loop, het sy besef daar bestaan 'n behoefte vir 'n diereskuiling. So het Woolies begin, vandag presies 12 jaar gelede. Vandag is amptelik ons verjaarsdag. Ag, wonderlik. So en hier is ons nog steeds baie honde en katte later.
Baie gelooflik, ja. En dankie ook vir die werk wat julle doen. Want ek dink dis juist ook iets waarby ek wil uitkom deur te vra, vir hoeveel diere sorg julle tans by hierdie skuilings? Op hierdie stadium ongeveer so 1000 diere. Wat nou insluit so 700 honde, 300 katte wat almal huise soek. So ons probeer baie hard om vir huise te soek. Dan het ons 2 permanente inwoners daar, dis 2 donkies, David en Lally. So en hulle is lief vir 'n retreat, so asseblief kom kuier vir ons, neem hondjies aan, ons kykies aan, ons sal dit absoluut waardeer. So ons het nou 'n maatjie hier in die ateljee saam met ons. Wat is dit sy storie of haar storie? Wat is haar storie? Wat is haar storie? Zonkie. Zonkie het ingekom ongeveer 2 maande gelede. Volgens die persoon wat haar ingebring het, is sy opgetel op 'n eierplaas, Zonkie eierplaas. Dis hoekom ons haar Zonkie noem. Ja. Sy het ingekom met 'n ou babatjie. Die baba is intussen aangeneem en Zonkie is nou nog heeltyd by ons, maar ons het goeie nuus. Zonkie het eergister was daar 'n dame wat haar wil aanneem. Haar huisbesoekie is goedgekeur, so as Zonkie nou klaar is met haar TV-debuut, dan gaan sy huis toe. Wat 'n ongelooflike storie. Ek is so bly julle deel dit hier op Goeiemôre, Good Morning. Dit maak ons harte baie bly. Ja, dit gee mens moed. Nou, en dit is nou eintlik sleg om van so iets af na die volgende vraag toe te gaan, want ek kan dink dat julle ook verskriklike dinge beleef na aanleiding van wat met die diere wat julle inneem ook gebeur het. Wil julle dalk so 'n bietjie meer daarvan vertel? Ja, ons het een geval gehad, Angel. Ons het 'n oproep gekry van 'n sekuriteitsmaatskappy in Pretoria Noord, daar in 'n veld. Het dit toe op 'n hondjie afgekom wat te toue en kettinge om haar nek gehad het. Ons vermoed sy het losgebreek en toe op so 'n manier losgekom. Een van ons werkers is toe uit, het die hondjie gaan haal, direk veearts toe gevat en sy moes onder narkose, moes hulle toe die kettinge lossny wat al ingegroei het in haar nek. Sy was toe vir 'n tyd daar by die veearts gewees tot sy nou heel gesond was. En die goeie nuus daarvan was ook nou weer, gelukkig van daar af kon sy toe direk ook na haar permanente huis toe gaan. So dit het ook 'n gelukkige einde vir ons gehad op die ou end. Goeie stories, is regtig fantastiese werk wat julle doen. Watter tipe diere neem julle in? Ons het nou oor die donkies gepraat, maar is dit net honde, katte en donkies? Ons neem net honde en katte in, natuurlik klein hondjies en katte ook. David en Lally is permanente inwoners. O, so okay. Hulle is nie besoekers nie. Hulle woon daar. Hulle woon daar. So die kykies, hondjies, groterige honde, uitgegroeide honde, katte, hulle is almal daar wat huise soek. So asseblief, ons waardeer dit as julle ons kan kom besoek en neem asseblief een van daai diertjies aan. En ek dink is wonderlik ook om te sien hoe julle daar te werk gaan en hoe goed julle ook na al die dierekinders, as ek so daarna kan verwys, omsien. Ons het nou gehoor van hierdie mooi verhaal of die goeie nuus van Zonkie, maar wat is die proses wat gevolg moet word wanneer 'n mens 'n dier wil aanneem? Die beste is gewoonlik om Wollies self te besoek. Ons het foto's op die hokke, so elke hondjie se naam is daar en hoe hy daar beland het, soos hy's opgegee of opgetel. So kom stap deur, kyk na die hondjies. Ek sê altyd vir die mense die regte een sal met jou praat. So dan voltooi ons aansoekvormpie. Ons gaan doen 'n huisbesoekie. Vir ons is dit baie belangrik. Indien 'n hondjie huis toe gaan, moet hy beter af wees as by Wollies. So dit moet 'n goeie huis wees. Ons gaan kyk, ons maak seker hy gaan veilig wees en dat die mense weet wat hulle moet weet om na die dierekind te kyk. Dan word wanneer hulle terugkom Wollies toe na die huisbesoek, betaal hulle die aanneemfooi. En dit sluit dan in sterilisasie. Inenting, die hondjie word ook gemicrochip, kry 'n nekbandjie met 'n naamplaatjie. Hoe finansier julle die daaglikse bedrywighede by Wollies? Ons is absoluut afhanklik van die publiek om ons te ondersteun. Ons is 'n non-profit organisation, so ons kry geen fondse van die regering af nie. So ons maak staat op die mense, die publiek, om ons donasies te gee, kom volunteer, neem hondjies aan, so dit is hoe ons daaglikse behoeftes voorsien is die publiek se samewerking of se donasies wat ons van hulle afkry. Ja. En met daai in gedagte, wat is in hierdie stadium julle grootste behoefte?
Absoluut. Ons grootste behoefte is altyd kos. Want ek meen 700 honde. Ons gebruik 5 asblikke op 'n dag om vir hulle almal kos te gee. So dis nogal 'n paar sakkies kos wat ons nodig het. So kos is altyd 'n behoefte en dan natuurlik fondse ook want ons het veeartsrekeninge wat betaal moet word. Die hondjies word almal gesteriliseer. Hulle word siek, hulle moet ingeënt word. So dit is wat ons dis maar altyd ons behoefte. En dan dat mense hulle kom aanneem. Kan ek vir Zonkie bietjie vashou? Sal sy na my toe kom? Ek is seker sy sal. Zonkie? Ek wil net bietjie vashou. Hoe kan mense betrokke raak by Wollies? Hoe kan hulle julle kontak? Hoe kan hulle eie Zonkie kry? Ons is op Facebook, het ons eie Wollies blad. Ons is ook op TikTok. Maar hulle kan maar net op op Google hulle kan ons op Google ook vind, dan kan hulle maar net die adres kry en dan kan hulle ons maar net besoek. Hulle is altyd welkom. Hulle is altyd welkom om te kom liefde gee. Hulle hoef nie 'n hond aan te neem as hulle nie kan nie, maar hulle is welkom om te kom liefde gee. Wel, ons hoop dat julle in die toekoms nog baie van hierdie goeie nuusstories met ons gaan deel. Dit lyk vir my Ras is intussen nou verlief op Zonkie. Ek is en nog gaan sy na haar permanente huis toe vandag. So weer eens dankie vir die werk wat julle doen en dankie dat julle ons ook 'n bietjie meer kom vertel het. Baie dankie vir julle en vir die geleentheid. Nou ja, en so is dit altyd goed om te hoor van al hierdie goeie nuus. So maak seker jy bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir geldsaake saam met Thys. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkie. En by sy shows, ek sou wat vir gee om in sy skoene te staan. Wie sal jy boer? Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Welkom terug. Daar is werklik niks wat kan vergelyk met die reuk van 'n nuwe kar nie. En met soveel nuwe fabrikate vanuit die ooste nou beskikbaar in Suid-Afrika, is 'n nuwe voertuig heelwat meer haalbaar vir die meeste van ons. Thys gesels nou met Drive.co.za se uitvoerende hoof Willie Jooste oor wat al die veranderinge werklik vir die motorbedryf beteken. Man, Willie, is 'n voorreg. Dankie vir die mense daar buite, Drive.co.za. Die inisiatief wat julle het ou goeders, wat doen julle presies? Ons is 'n subskripsie, voertuigsubskripsie besigheid. Ons het begin in die inperkingstyd toe ons almal gesit en wonder het of dit die einde van die wêreld is. Het ons op die idee afgekom hoe kyk ons na alternatiewe maniere van mobiliteit. Ons het agterkom, ons het 'n klomp, as ek die Engels kan gebruik, retail besighede en ons het agterkom die gemiddelde
of meeste van ons kliënte betaal nooit 'n voertuig af nie. Hulle het anderste behoeftes, die gemiddelde ou ry sy voertuig vir 4 jaar. Dus hoe kan ons dit maak dat 'n ou in 12 maande en 24 maande elke keer 'n nuwe kar ry? Wat kan ons doen dat 'n ou nie worry oor sy kom ons sê oor versekering nie, of te worry oor sy onderhoud van sy voertuig, soos bande en brieke. En toe het ons by drive.co.za afgekom, of begin altans, en dit is 'n subskripsiebesigheid, soos jou Netflix van karre. Ja, wow. Dus wil jy die karbedryf oor die algemeen in Suid-Afrika, wat gaan aan? Daar's baie dinge in die media, daar's onsekerheid, wat gaan aan? Ek dink is 'n interessante tyd, is 'n lekker tyd om te lewe. Ons sien soveel goed gebeur. Een van die goed, ons is bevoorreg om Dr. Rolof Botha, ekonoom, in ons span te hê as 'n adviseur. Hy doen vir ons die DMI, die Drive Motor Index, wat bestaan uit 12 faktore. Ons kyk na nuwe verkope, gebruikte verkope, brandstofpryse, diesel, petrol en die CPI, 'n paar goed, daar's so 12 faktore. En 9 uit die 12 faktore sê vir ons daar's 'n 3.9% groei in die eerste kwartaal hierdie jaar. Wat goeie nuus is. Nou nie soos laaste einde kwartaal 4 nie, maar ons is tevrede en ek dink daar's interessante goed wat voor lê. Ek dink die monetêre komitee kom nou een of ander tyd bymekaar. Jy sal dalk beter weet of hulle ons verligting gaan gee op die rentekoers. Nee, hulle gaan nie. Maar in elk geval nie nou nie. I'm a betting man. Ek sê gesê ek dink hulle gaan. Ek hoop so. Ek hoop ook wel so. Jy weet so, wil jy die Chinese karre, ek bedoel daar's al soveel wat net op die mark gekom het. Ek kan nie eers hulle almal uitspreek nie, maar hulle is daar en is by baie mooi karre. Wat se impak maak hulle op die algemene bedryf? Dis 'n interessante een. Ons is self betrokke met van die Chinese handelaars. Ons het in drive.co.za het ons Chinese voertuie. Wat ons wel sien, ons 'n deflasie in die gebruikte mark wat vir ons sê daar's nog nie 'n sekerheid van wat is 'n tweedehandse markwaarde vir hierdie voertuie nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê is hulle rukkie mark hard. Daar is wel ek dink die laaste 3 jaar is al so 15 fabrikaat of 15 Chinese handelsmerke wat die land betree het. En ek dink daar is nog so 11 na 15 wat aansoek gedoen het wat in die nabye toekoms ons grense gaan kom oortree. Maar ek dink die Duitsers het geskrik, of ek dink hulle skrik, ek dink hulle is bekommerd met wat jy kan koop vir 500,000 rand se Chinese voertuig teenoor 'n 1.5 miljoen se Duitse voertuig. Ja, dis die waarheid, hè. En ek dink dis 'n spasie wat mense moet dophou. Die Japaneese, moenie hulle weggooi, die Toyotas en die Suzuki great produkte, groot fan. En dan die Chinese wat hard inkom, maar ek dink daai 2 honde wat vir die been gaan beklei, ek dink mense moet kyk vir die Indiese mark wat van die kant af gaan kom en daai been dalk steel. Yes, maar hoor is nou met Donald Trump nou met hierdie tariefverhogings en alles en juis omdat hy so agter China aan is. Wat se impak kan dit hê oor die kom ons sê korttermyn? Kyk, ek dink as daai 25% gaan in werking tree. Ek dink die diplomatisiese verhouding tussen die VSA en Suid-Afrika is krities. Wat ek wel dink gaan gebeur is, ek dink nie dit gaan gebeur nie, om net ons uitvoere na Amerika. Hulle is ons tweede grootste kliënt vir Suid-Afrika. En ek dink 35 miljard rand is aan motors en toebehore en komponente laas jaar uitgestuur of gespandeer. So om jou idee te gee van ons mark raak ons amper net aan 1 miljoen karre, die 6.3% belastingbetaler 'n jaar. Waar die VSA se mark hardloop op in 2024 het hulle 19.2 miljoen voertuie verkoop. Yes, dankie. Dat is baie interessant wat sal goeters. Ja, absoluut. Sê gou vir my die toekoms van SA vervoer. As ons gaan kyk na die retailmark, lyk dit nog goed so wat jy verwys na die eerste kwartaal se groei, maar wat is julle opinie nou onder die GNU en vir die volgende 2-3 jaar? So as ek nou vir jou moet vra, hoe lyk die ekonomiese vooruitsigte wat basies uit julle oog uit? Volgens ons DMI Botha se DMI lyk dit goed, die besteedbare inkomste dit lyk positief. Ons kan dit sien in ons persoonlike besighede, die aptyd vir nuwe voertuie bestaan of om 'n voertuig die koopkrag is daar. So ek is baie positief. Ons is altyd positief. En ek dink daar's nie 'n lekkerder plek om te bly as in Suid-Afrika. Nee, dis die waarheid. Daar's wel 'n premie maar ons betaal hom, né? Absoluut. So wil jy as jy vir my gou kan sê wat se tipe voertuie bied julle aan? Jy weet vir die ouens daar buite. So Drive, ons het 'n verskeidenheid van voertuie. Ons het jou laer intree vlak, byvoorbeeld jou as ek kan noem 'n Suzuki Espresso, en dan hardloop ons op deur die Suzuki reeks, Toyota, sowel ons het bietjie Indiese produkte, Mahindra daar, en dan hardloop ons tot op met die Chinese se Chery, en ons het selfs
'n BYD elektriese voertuig. Sê. En as 'n ouer wil aansoek doen vir een van daai voertuie, hoe gaan hy te werk? Gaan kyk net by ons by drive.co.za en dit is 'n baie eenvoudige aansoek en ons agente sal met jou gesels. Great. En dan natuurlik die proses, hoe lank vat dit min of meer as 'n ou nou 'n verwagting wil skep? As jy al jou dokumentasie vir ons gee, 15 minute. Yes, like. Ja, dis baie vinnig. Okay. So jy sê eintlik ja, dit is 'n meer positiewe ding om met drive.co.za te gaan as fisies om aansoek te doen vir die finansiering, juis rondom jy weet jy haal 'n bietjie van die red tape uit wat na die tyd kom. So daar's twee goed. Eienaarskap. Hoeveel as ek net kyk na my vriende pelle, hoeveel ouens besit hulle voertuie? Elke 3 jaar, 4 jaar sien jy 'n vriend met 'n nuwe voertuig. Ek het nog nooit 'n voertuig besit nie. So daai het ons vinnig agtergekom en dan daai angel van om te gaan vir 'n diens of jou onderhoud te bande en dit is amper so standaard te gaan. Dis waar. Is lekker nie. So daai probeer ons vir jou uithaal en elke 12 maande na 24 maande kan jy daai nuwe reek kry van 'n nuwe voertuig. Jy voel spesiaal. Ja. En soos ek sê, as die Netflix van voertuie. Ja, ek dink is die toekoms. Elsa, oor na jou toe. Baie dankie Thys. drive.co.za. Dis drive.co.za. Jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels ons met die uitvoerende hoof van die Titans. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy volg ons daarom nou al teen die tyd op al ons sosiale media platforms. Ons is nou weer terug.
Welkom terug by Goeiemôre, good morning. Hierdie tyd van die oggend is dit natuurlik sport en gepraat van sport voordat ons by vanmôre se sport kom, wil ek jou net daaraan herinner. Ons het mos gister die kompetisie geloods waar jy kaartjies kan wen om eerskomende Saterdag ook by Loftus Versveld te gaan inloer vir daai grootte wanneer die Vodacom Bulls ook sake gaan uitspook. Al wat jy moet doen is trek net vir jou blou bil of jou Vodacom Bulls trui aan saam met jou in 'n pel of pelle of familie of hoe dit ook al sê en maak dit deel van jou sosiale media op Instagram en Facebook en oral waar jy ons ook kan volg. Maak seker jy tag Goeiemôre, good morning en via daarby in. En as jy jou kans nou wil verdubbel, dan gaan volg jy ons ook sommer ook op al die sosiale media platforms. Dis wat die kompetisie aanbetref. Ons wil jou graag Saterdag daar sien, maar vandag fokus ons op cricket. En Arnold gesels vandag met die hoofuitvoerende beampte van die Titans, Jacques Vol. Hoor na jou, Arnold. Dankie Pieter en goeiemôre. Good morning to you as well wherever you may be. Thanks for joining us. Jacques, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit regtig. Ek dink die eerste ding wat mens moet vra is die IPL. Natuurlik weer eens soos altyd 'n veeverhaal. Hulle kry dit elke jaar reg, nie waar nie? Ja, hulle doen. Ek dink meeste mense volg nou al spanne ook. In die begin dink ek het ons net die Suid-Afrikaners in die verskillende spanne gevolg en ek dink dit gebeur nog steeds, maar ja, om oor so 'n lang tydperk so 'n suksesvolle toernooi aan te bied is noemenswaardig. Ja, ek dink hulle het dit weer reg gekry. Doen baie goed ten spyte van die uitdagings. Onthou daar was groot gevaar ligte wat aangegaan het met die situasie met Pakistan, maar ja, tipies IPL het hulle net weer eenvoudig reg gekry. Hulle het net weer oorgedoen en goed gedoen. En die wonderlike ding daarvan is, dit is so 'n goeie platform vir Suid-Afrikaanse spelers, ook 20 spelers wat daar betrokke was, en net omtrent elke een het sy kant gebring, maar daar is een of twee wat uitstaan, nie waar nie? Ja, ek het natuurlik baie trots op iemand soos Ewald Brewes en Heinrich Klaasen, omdat hulle nou maar van ons af kom en dan Aiden Makram, al drie van het 'n ongelooflike toernooi gehad, maar ek dink is goed vir jong spelers, want hulle speel teen die beste in die wêreld, word afgerig deur die beste spelers in die wêreld, so en hulle speel saam met baie goeie spelers. Ja, 20 is die meeste van buite Indië natuurlik. So dis ook 'n pluimpie vir Suid-Afrika en vir Suid-Afrikaanse spelers. Ek dink enigiemand wat in my stoel sal sit vanoggend sal jou wil vra, hoe gaan dinge by die Titans? Ja, ons is baie geseën, dit gaan regtig goed met ons, kommersieel gaan dit goed, op die veld gaan dit altyd goed, maar mense moet maar altyd probeer, sport het uitdagings, elke seisoen begin jy met geen trofee nie, so jy begin heeltemal oor, maar ons is baie geseënd en baie dankbaar, ons het baie goeie kommersiële vennote, ons het 'n goeie pipeline, goeie skole, soos ek hier so sit, is ek in 'n geseënde posisie. Julle het 'n ongelooflike lot borge. Hoeveel borge het julle nou weer? Ja, ons het nou 67 op. Ja, dit is baie gesien. Hoe doen julle dit, Jacques? Wat is daar 'n resep daarvoor? Ek dink resep retensie, want dit help nie jy kry 'n borg by en jy verloor dit nie. En ons fokus baie daarop en natuurlik moet dit werk. Die kommersiële model moet vir beide partye werk, die mense wat die regte verkoop en die mense wat die regte koop. En ek dink tog ons het 'n goeie formule gekry. Ons is baie geseënd met goeie internasionale blootstelling. Ek het nou reeds vir jou gesê dat verlede jaar of verlede seisoen het ons Indië en Pakistan aangebied. Om net jou idee te gee, daar het meer en die Engelse vroue teen Suid-Afrikaanse vroue, en daar het meer as 600 miljoen mense dit gekyk. 600 miljoen. Ja. Dis ongelooflik. Dis maar wat jy verkoop, is dit nie? Jy verkoop baie tipe blootstelling. So daai formule werk definitief vir ons. Ek is ook geïnteresseerd om by jou te hoor. Ons is net voor die toetskampioenskappe. En ongelukkig moet jy nou gaan. Ek verstaan jy gaan al 5 dae wees, so ek is jammer daaroor. Maar hoe sien jy hoe gaan dit uitwerk? Ja, ek moet my hierdie goeders doen nou. Kan nie net lekker goed doen nie. Nee, dit is natuurlik moet my nie verder vertel nie. Ek wil nie verder weet. Dit is 'n groot eer. Ek wil nou nie hulle naam noem nie, maar 'n bekende biermaatskappy, jy weet, vat ons oor. Kyk, Suid-Afrika doen eintlik goed. Hulle het nou nog nie 'n wêreldbeker, die Proteas nie. Die laaste ene was die Commonwealth. Ek het nou nie die Afrikaanse benoeming nie, maar Statebond spele wat hulle gewen het en dit is baie lank terug, maar ons met die mans en die vroue kom ons nou in die finale, so ek dink dit doen goed. Daar's verskriklik baie talent in Suid-Afrika en dis die era vir die speler. As jy kan baie geld maak, daar's baie geleenthede nou en ek dink dit skemer tog deur, maar as jy nou sien dat die toetsreeks speel ons nou in die finaal en ons het in die ander ook naby gekom, die T20 in die finaal gespeel, goed gedoen in die 50 wete. Ons is nie gunstelinge nie. Ek dink Australië sal goed doen daar, maar ons het tog spelers wat die in ons gun sal kan doen. So ja, ek sien verskriklik uit na dit. En ek dink die feit dat dit neutraal is op Lords maak natuurlik 'n verskil vir albei spanne. Jy's nie tuis nie. Ja, maar Australië speel baie daar. Ja. Hulle speel die reeks om die as en
Australië is 'n goeie cricketspan. Hulle het van die beste spelers in die wêreld. So dit sal gedig wees. Jy het iemand nodig. Ek dink natuurlik ons het die bowlers, ons kolwers moet afkom, dan kan ons kompeteer. En dit is nou maar ongelukkig so ook. Jacques, jy het aanhoudend by die Titans en by SuperSport Park nuwe dinge wat gebeur. Wat is in die pipeline? Ja, ons probeer meer en meer in die winter nou doen. So ons het so 'n wine tasting wat in Augustus gaan plaasvind wat baie lekker is. So jy stap deur die stadion en dan van die kleedkamers tot die presidentssuite kan jy dan nou jou proe doen. Ons sien verskriklik na dit uit. Ek weet nie hoe ons reg met dit opgekom het. Ek wou jou net vra hoe in Pretoria. Ja, so daar's dan ook brandewyn en whisky. Ons ken hom ook ons mark. So daar's ook 'n brandewyn en whisky proe maar jy stap hierdie ikoniese plekke in die stadions volgende jaar 40 jaar oud. So hy het maar 'n bietjie Botox nodig. As groot veranderings hierdie jaar in die stadions kry nuwe ligte, daar's baie nuwe goeders wat kom. En dan ek dink is tog 'n unieke ervaring as jy jou wynproe in 'n stadion kan doen. En jy stap van die een plek na die ander. Plekke waar jy nooit sal kom nie, soos 'n kleedkamer, die mediakamer, die presidentssuite. Ons het 'n pragtige biblioteek, die AB de Villiers suite. So ja, ons gaan dit is ons probeer maar baie dinge doen. Soos jy weet het ons het die Centre for Alternative Dispute Resolution in Sport waar ons opleiding doen. Mense moet maar diversifiseer. Ek dink ons doen goed met dit ook. Ons probeer bietjie uitkyk na die wêreld. Ons het 'n vrouespan nou in Japan wat cricket nou maar begin. Dit is so as jy dink die wynproe is vreemd. Ek wil nie eens begin verduidelik hoe ons in Japan opgeëindig met die vroue nie. Maar dis maar wat ons doen. Jy weet, ek dink tog mense moet nuwe dinge probeer. Dis goed vir jou handelsmerk en dit hopelik sal ons aanhou met dit. Ek moet jou ook vra, jy het so 'n bietjie meer as 'n jaar terug 'n boek geskryf, Crisis Resolution in Sport. Hoe gaan dit met die boek en wat was die nadraai van dit alles tot dusver, Jacques? Ja, dit lyk ek was in die begin bang dat net akademici sal dit koop. Ek het maar so een toon in die akademiese wêreld ook en jy skryf maar nie goed voor, jy weet. Maar dit lyk tog of mense dit gebruik. Krisisbestuur is maar oral en jy gaan iewers in dit vasloop in 'n bestuurshoedanigheid. Ons skryf nou aan die tweede boek wat leadership in sports and events is. Wat 'n lekker ervaring is. Ek is so verbaas dat ek die eerste boek klaar geskryf het en iemand hom actually gekoop het. Dat ek het nou soveel moed gekry dat ek nou 'n tweede boek skryf. So, ja, nee, dit gaan goed. Dankie. Dit is die tweede ene is 400 blaaie. So ek het nou regtig baie waagmoed gekry met uit die eerste ene, maar dis maar iets wat akademici doen. My hele ding selfs met CEO in sport wat ons begin het is om mense voortdurend te probeer oplei en te bemagtig. Jy kan in sport werk sonder dat jy in jou lewe 'n dag skool gegaan het. Jy weet daar is niks wat jou verhoed nie. Nou dis goed en sleg, maar jy weet sport is so in die publieke oog dat mense moet dit maar oplei ook. En ek dink oor die jare het sport hulle self ook nie gunstig gedoen nie. Dis waar. Vertel vir ons van CEOs in sport, terwyl jy dit noem. Ja, so 5 jaar terug begin en dit begin as een konferensie. Ons doen nou omtrent 4 konferensies, 'n klomp lede op het en dis basies dit as jy 'n CEO in sport is. Jy kom gewoonlik of van die korporatiewe wêreld of uit sport het. Nou sportouens verstaan die spel goed, maar hulle moet opgelei word. Jy weet dit is jy doen nou besigheid in sport en dit was maar om daai gaping te oorbrug. Dit gaan regtig baie goed. Die netwerkgeleenthede soos dit maar gaan met ons in sport is baie goed, maar ja, dit is die sportindustrie is eintlik klein in Suid-Afrika. So ons het omtrent om almal betrokke, maar jy weet as mense is welkom ons te kontak. Dit is regtig iets wat ons uit die hart begin het om sport te help. Ek weet nie, ek dink ek wou eintlik maar net 'n onderwyser geword het, so ek soek nou al hierdie geleenthede om iewers klas te gee. Dis nie dat jy deesdae professor is. Jacques, ons weet Suid-Afrikaanse cricket is deur diepe waters en dit wil voorkom van die buitekant af of die kurwe weer begin opgaan van jou oogpunt af. Nee, definitief. Soos jy weet was ek van tyd tot tyd is ek die waarnemende uitvoerende hoof daar. Nee, hulle is regtig in 'n Wat het jy die ander dag vir my gesê? Jy het meer acting gedoen as meeste ouens wat Oscars gewen het. Ja, dit voel so. Meer acting gedoen as iemand het eendag vir my sê you did more acting than Julia Roberts, maar hulle is in 'n goeie spasie nou, jy weet. Ek dink hulle moet 'n wêreldbeker wen en hulle sal nog steeds dinge verkeerd kry. Maar ek dink definitief die mense wat daar werk het nie 'n toksiese intent nie wat al klaar 'n bietjie help. Jy's 'n goeie sportorganisasie as jy amper soos 'n skeieregter is. Mense weet jy's nie daar nie.
Die sterre is die mense wat die speelhempaan het. En as jy 'n goeie werk doen, dan weet hulle nie eens van jou nie. As jy meer as die spelers in die koerant is, dan doen jy iets verkeerd. En dit was Cricket Suid-Afrika ongelukkig se ondergang oor 'n lang tyd, maar hulle is baie beter nou. Ek wil eintlik nou sê hulle is nou minder in die nuus. So dit help. Dis 'n goeie ding. Net omtrent laastens, Jacques, wat lê vir die Titans voor op die speelveld in die volgende paar maande tot die einde van die jaar toe? Ja, ons is nou in die afseisoen, maar ons gaan na 'n bekende Afrika eiland toe. Al hierdie goeders wat die spelers ook vir ons moet doen, so dit is maar die afseisoen wat begin en daar sal altyd nuwe innoverende dinge wees. Ons het 'n baie lekker vroue toernooi wat in Januarie is wat spelers van Engeland, Japan en Namibië ook kom. So ons probeer maar ons eie goeders ook doen. Die stadion is 40 jaar oud volgende jaar. Kan jy dit nou glo? Hy's gebou in 1986. So ons begin al die partytjies beplan. En sien uit daarna. Jy weet dis 'n groot seisoen vir ons. Ons legendes wedstryd Bulls teen die Titans was ongelooflik groot. So ons wil dit ook graag weer doen. Ja, baie planne. Jacques Vols, soos altyd baie lekker om jou te sien. Baie dankie vir jou tyd en sterkte vir julle. Baie dankie. Pieter, all yours. Wat 'n lekker geselsie en natuurlik 'n bakon wat jy ook moet gaan besoek. Nou ja, toe. Net hierna gaan die dinge nog lekkerder raak hier op Goeiemôre, Good Morning. Onthou hierdie gesprek is ook later op ons YouTube kanaal beskikbaar. Maak seker jy teken daarvoor in, maar hierna hou ons jou fiks op die paal. Daai liedjie gaan jy geniet. Nie nou gedink jy kan jouself fiks hou terwyl jy om of op 'n paal dans. Wel, ons gaan jou hier wys, net hier op Goeiemôre, Good Morning. Ons sien jou nou weer. Kan jy glo, paal dans is een van die maniere. Hier gaan ons my fiks kry. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.
Welkom terug by Goeiemôre Good Morning. Paaloefening of paalfiksheid is 'n vorm van fisiese oefening wat dans, akrobatiese kuns en kragoefening kombineer. Ons gesels nou met Carmi van Heerden van Vertical Playground om meer hieroor uit te vind. Welkom by Goeiemôre Good Morning, Carmi. Good morning, goeiemôre julle. Carmi, jy is 'n professionele paaldansinstrukteur. Wat behels dit? Dit behels nogal baie. Ek dink mense dink dis net dans, klim ek hierdie paal, doen so 2 goedjies en dit is eintlik glad nie. Ek dink wat mense moet verstaan is daar so baie elemente wat saam met dit kom en ek dink dis wat dit so interessant maak en baie mense daaroor laat praat. Ja. So van dans, jy moet sterk wees, jy moet soepel wees en jy moet dinamies wees. Ja. Jy moet van die een dingetjie kan swing na die ander ding, soos Tarzan, né? Ja. Ja, so dit maak baie lekker. So ek het natuurlik lesse by jou geneem. Ek het vir amper 3 jaar saam met Carmi gedans en ek het amper 2 jaar terug laas 'n paaldansklas bygewoon. Maar dit is ongelooflik wat jy eintlik vir mens kan leer. So hier is my handspring. Dit het my jare gevat om hierdie ding te kry. Kyk daar Luister, en in woorde kan mens nie verduidelik wat dit beteken nie. Daai Ja, maar dit is eintlik my opvolgvraag. Nou, ek weet dit, maar ek wil graag hê jy moet bietjie verduidelik hoe is die gevoel vir jou as jy 'n student of 'n kliënt het wat begin vordering maak en begin want daar sekere moves wat mens wil kry en jy wil dit hê en dit beteken jy vorder. En ek dink wat dit interessant, elke mens het 'n move, né? Ja. So as jy dalk nou nie die soepelste mens is nie, dan gaan jy noodwendig vir dalk so ietsie soos daai handspring wat jy gedoen het, want jy is nogal CrossFit en upper body strength, right? So daar's ietsie wat jy die hele tyd aan werk en jy verloor daai motivering, daai ek gaan dit nooit reg in die Carmi, ek kan nie, ek sê Roseanne, gee my net nog so 'n maand, ek gaan dit doen. Ek kan nie meer en dan daai oomblik nail it. Ja. Like daai feeling, jy het nooit weer niks anders te doen nie. Ja. Ek kan dit opgee dan ek is klaar. Ja. En ek dink dis waar my werk inkom is om te weet dit kan lank vat. Party mense kry dit 2 weke, party mense kry dit oor 6 maande, 'n jaar. Mens leef lank op hierdie aarde, jy kan maar aanhou oefen. Ja. En daai deel is waar ek inkom om net vir jou te bewys, enigiemand kan dit doen. Enigiemand. Ek meen ons het tannies van 70, hulle compete, hulle split daar, val daar neer. There's no age restriction to this. No age restriction. Ja. Ek wil net sê daai was indrukwekkend geweest, om dit te sê. Baie beïndruk. Nou Carmi, ek wil graag vir jou vra, baie mense mag dalk na so iets verwys of daar's dalk negatiewe konnotasies of stereotypes wat met paaldans of paalfiksheid gepaard gaan. Is daar 'n paar wat jy dalk wil uitsonder? Ja, weet jy wat vir my nogal lekker om nou te sit na soveel jaar? As ek nou vir iemand vra my wat doen jy? Nee, ek is 'n paaldanser. Weet jy dat gewoonlik, kom ek sê 7 jaar terug, ja. Nou, is dit actually oor die paal fitness. Ek kan nie vir jou sê hoe dit eintlik gedraai het nie. Ons het nou 'n span. Hulle het nou vir Suid-Afrika gekompete hierso. Dit is die IPSF, International Pole Fitness Association. Hulle gaan almal vir Suid-Afrika compete. En dan praat jy van in die lyne van gimnastiek. Jy praat van jy moet sekere kriteria volg. Ja. So ek stuur vir hulle, kyk hierdie link, kyk daar en sê vir my wat se stigma, verstaan? Ja. En weet jy wat? Ek gaan nou nie, ek hou ook van die bietjie meer sensual, want weet jy wat, nie net vrouens nie, maar dit is lekker. Jy wil bietjie beweeg, maar daar's 'n ander kant ook. En vandag se tyd, moet ek sê, mense het nogal bietjie daai swing gekry. Jy kry dit nie meer soos 5 jaar terug nie. 12 jaar terug was ek in Londen vir die eerste Pole-sports kampioenskap. 12 jaar terug. Sure. Dis hoe lank dit eintlik al aangaan. In Londen, hulle sit daar, jy voel of jy soos ja, jy weet, dis reg, dis glad nie. Jy mag nie eers jou jippie beweeg nie. Jy weet. So ek dink vir daai mense, ek dink ons 'n plek vir alles, maar ek moet sê dit het verskriklik verander. Dit is net nie meer wat dit was nie. Ek wens altyd ek het vroeër begin, maar daar is amper so 'n stigma binne onsself wat ek het gedink op 'n persoonlike vlak nou. Ag nee, weet jy wat, ek is te groot, ek kan nie myself by die paal ophou nie, ek kan nie opklim daar nie, want ek is so swaar, maar dit is eintlik vir almal, vir elke liggaamstipe, enige ouderdom, enige iets, jy leer soveel oor jouself, dis ontsettend bemagtigend ook. En ek dink, weet daar die vrae wat mense, ek kan nie vir sê, die lys wat jy kry, nee, voor ek iemand in daai klas kry, is goed, het ek 'n uur, wat se klere, wat se skoene, wat het, jy weet daai, ek kan as ek net, daag net op.
Nee, daag jy net op en ons vat dit van daar af. En daai eerste klas, is dit soos jy vergeet, want dit gaan oor jou. Ja. Niemand wat iemand dink nie, jou ouma nie tannie Sari nie, dit maak nie saak nie. Daai confidence is iets wat jy net nie vir iemand kan verduidelik nie. So al wat ek sê is daag net op. Dis die key. Ja. En jy weet jy begin by die maklike goedjies. Jy weet jy hoef nou nie eers championship standaarde te gaan nie. Jy oefen om hierdie reg te kry. Dit is 'n sport. As jy wil draf, begin jy loop en dan draf jy. Hierso gaan jy dalk net eers aan die paal hang. Gebruik jou maak nie saak hoe groot jy is nie, hoeveel jy weeg nie. Jy gebruik jou strength wat jy het op daai oomblik. En ons werk op dit. Dit is hoekom ons gekwalifiseer is. Ek wil nou voor ons by die maklike goedjies uitkom, wil ek eintlik bietjie stil staan by die klere. Mense dink dit is paaldans is soos onkleeddans, maar dit is heeltemal 'n ander ding. En die rede hoekom ons in so bikinis of sulke paalstelletjies is omdat jou lyf is die grip. So jy gaan nou vir ons een of twee maklike goedjies wys. Ek sê maklik, maar ek kan dit steeds seker nie meer doen nie. Maar kom, wys vir ons. Wys jy net 'n maklike jou eerste klasie. Ja. En dan soos dalk 'n enetjie wat jy aan kan werk. Okay. Ja. So en ek het klere aan vandag, né? So ek wil net vir almal sê, dit maak dit selfs moeiliker. Ja. En jy kan grippy tights kry vir die wat nou so bietjie al voel, jy weet, daai eerste klas. So jy gaan begin met ietsie makliks. Jy gaan dalk jou armpie omvat, jou hand in jou handkrip en jy gaan letterlik net kyk of jy bene kan lig. Ja. En ek weet dit lyk soos maklik, maar daai is om soos 'n paar weights op te tel. Ja. 'n lekker spin, wat gebeur hierso is, as jy loop, hierso moet jy klaar jou grip, en dan as jy 'n bietjie van 'n draaietjie gee, en jy stop, daar voel jy al klaar, ek voel al klaar. Dis nou lekker, né? Goedjies soos, as jy vashou, en jy wil sit. Tadaa! Daar is jy. Look mom, one hand. Alright, okay. So, ek dink dit is wat mense vir mense moet wys. Daai is al klaar oefening. Ja. Né? Dit is 3 goedjies. Dis nie 'n uur in die gym, I pick it up, I put it down nie, en dit gaan oor jouself. Maar jou arms moet sekerlik sterk wees. Absoluut. Jy word nogal sterker. Luister, ek het net gesê ek was oor die 18 maande terug laas op 'n paal, maar ek wil kyk of ek nog iets kan doen. Dankie. Ja. Wat 'n interessante feit, né? Is wie van julle het geweet dat jy geweet 'n paal kan spin? Ja. Nee, maar jy weet. Nee, ek het nie. Nee. So in 'n kompetisie kry jy 'n static ball en 'n spinning ball. So ek dink jy moet vir ons ook 'n spin wys. Ek kan nie eers en nou het ek niks grip hier nie, ek het niks. Ag kom Rosie. Yeah. Nee wat? Nee wat? Dis fietsry. Dis fietsry. Maar kan ek gaan net nou. Ek weet ek kan nie te hoog gaan nie. So kom ek wys gou vir onderste bo jou. Ja, invert. As jy eers kan invert, kan jy alles doen. Party 3 maande, party 6 maande, maar dis iets wat enigiemand kan doen. So as jy nou hierso staan, jy trap en jy gaan onderste bo en jy hoek, para. Nee, dan kan jy allerlei shapes en sulke goed maak van onderste bo. En dan begin die choreography. Ja. En jy doen 'n dingetjie en dan bou jy, as jy weet sien dat jy 'n hele roetine. En ook, nou kry ons ook is dit regtig goeie oefeninge ding. Ja. So toe gaan Google ek nou 'n bietjie. Google is van. So vir 'n hardloop kan jy in 'n uur, kom ons nou 'n standaarde half person, omtrent 393 kalorieë verbrand. 'n paalklas van 'n uur minimum 500. Ja, en dis baie meer van. Dit is. Right. En weet jy, ek het nou gepraat van daai gevoel van empowerment, maar ek het nog nooit en dit is eintlik 'n emosionele en baie lekker mental ding ook. Ek het nog nooit soveel selfvertroue gehad nie. Want dit is amper asof jy op 'n stadium kom. Ek het dit ervaar. But it's not what my body looks like, it's what my body is capable of. And whether people judge that because it's got cellulite or tummy rolls or whatever, it doesn't matter because look what I can do. En ek dink wat vir my so spesiaal van jou was en jy het nie omgegee met te wys nie, is daai inspirasie. Want jy weet ons almal is nie nommer 6 nie en almal is nie hierdie klein petit atletiese gimnasies nie, maar ons kan dit goed doen. En ek dink daai ding en daai absolute confidence wat jy bou, you can't write it down. Nee. Ja. So daai en ek sien dit elke dag. En ek dink dis nog hoekom ek dit doen, want enigiemand kan daai klas inloop. Enige iemand en ek sal hulle kan laat poldons. Ek wil juist vra, hoe lank neem dit die, kom ons noem dit dan maar die gemiddelde mens om daai vordering te toon en om iets werklik reg te kry? So, jy moet uithou vermoë hê. Ja. Kan jy onthou hoe seer? Ja, jy kry sulke blou kolle en mense dink jy word so 'n bietjie rondgegooi.
maar die bal gooi rond, hy doen dit. Ja. Maar ek sê vir jou, as jy verby dit is en jy daai strength gekry van ek gaan deur dit werk. Ek kan amper vir jou sê op 3 maande sien jy 'n groot verskil. Maar gee vir jouself 3 maande. En van 3 tot 6 begin jy bietjie meer in die lug beweeg en daai confidence om te laat gaan. Want jy moet jouself glo, nê? Ek kan jou vashou. Maar as jy onderspoes en jy laat jou hande so gaan, dis ek. It's all you doing that. Jy weet. En dis daai feeling in daai video. Sy het daarop gegaan, jy weet nie hoe jy daarop kom nie. Jy eindig in hierdie move en dit is soos ek dink net, van daar af is dit net dis heaven. Ja. So waar kan mense nou met jou begin? Yes, so kontak my Vertical Playground. Ons is ook 'n verskriklike oulike team. Ons het van Benoni tot Pretoria. Ons is regtig 'n oulike paar paaldansers wat studios het. So ons het studios oral. Vra net, Facebook is vol van hulle. Ek dink dis ook lekker. 10 jaar terug was daar 2. Nou staan op elke hoek, nê? En almal van hulle gee verskillende klasse van beginner tot immediate tot advanced. So kontak my gerus. Geef vir my 'n Instagram of 'n DM, dan sit ek jou in die rigting. Ja. En ek gee dalk ook iemand wat wil jy uit dit uit? En dit is ook die verskil in dit. Ja. Baie dankie Carmie. Ons sal al haar besonderhede op ons sosiale media bladsye plaas. Onthou, julle kan vir ons ook op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Net hierna kuier ons saam met 'n man met 'n monumentale stem. Ek praat natuurlik van die sanger Roan de Tooy. So bly net waar jy is. Goeiemôre Good Morning is nou terug.
Rowan de Tooy is 'n bekroonde liedjieskrywer wie oor die afgelope 3 dekades al diep spore in die plaaslike en internasionale musiekbedryf getrap het. Hy is vandag hier in die ateljee om 'n bietjie met Roseanne te gesels oor sy loopbaan en nuwe musiekvideo. Baie dankie Elsa. Welkom. Goeiemôre. Good morning Rowan. Goeiemôre, good morning aan julle en almal wat daar buite is en kyk. Mense sê nee, daar is nie so 'n ding soos 'n oornag sukses nie. En jy is bewys daarvan. Jy het jou loopbaan op 'n jong ouderdom begin. Daar is oornag sukses, die nagte verskil net, die lengte van die nag. Soms is die nag lank, soms is dit kort. Nee, ek dink ewen die wat dit vinniger reg kry as ander, daar's altyd 'n hele klompie werk aan betrokke en party gebeur die werk eintlik ook maar eers partykeer na die sukses, dan kom die groot werk om nou maar die fondasie en die goeders reg te kry, maar myne was jare as 'n kindergoeders optredes, ek altyd ouer huise en dames tees en klein blonde kop seentjie, rondgeruk koeksusters, ek lyk ook nie so van lag nie. En dan daardeur en later pubs en toe nou uiteindelik nou so 'n bietjie die groter verhoog. Wat was toe nou jou groot deurbraak? Sal jy sê as daar een oomblik was wat jy wou vasvang as okay, dit was die tyd vir my? Dink dit was maar die Sound of Silence oomblik, toe ek nog by Touch of Class in 2016, toe ons die kans gehad op Classics is groot daai tyd, in die Moreletta kerk om Sound of Silence te doen. Was ook so 'n last minute call en ons is en niemand weet wie ek is en wat ons daar doen nie, en ek kan onthou, dit was nog hierdie, ek het so swart jas aangehad met sulke swart make-up op my oë en die lig is ook net van agter af, so was nogal, was bietjie weird, maar ek dink dit was die groot oomblik en van daar af het dit net geeskaleer na die Afrikaans is groot oor dieselfde jaar, wat ons dieselfde Engelse liedjie op Afrikaans is groot gaan doen het, so ek dink dit was maar die groot oomblik, die groot breek soos hulle sou sê. Ja, dis ongelooflik. Jy beskik oor 'n 4-oktaaf stem. Daar is seker baie sangers wat redelik jaloers is oor daai instrument van jou. Want ek is net so jaloers op party ons het 'n gitaar ordentlik kan speel en ek kry dit reggie. Nee, ek goopie so nie. Ek dink elke ou beskik maar in sy eie talente en in sy eie manier wat hy sy goed aanpak. Ek is geseën, God gegeewe talent om my stem relatief te kan gebruik. Ek het hard gewerk om hom laer te kry so deur die jare. Ek het oor die algemeen, ek was maar 'n sopraan as kind en kon bitter hoog sing. En toe die stem nou breek, nog steeds relatief hoog vir 'n man, maar ek moes hard werk om die lae register eintlik maar deur te kry en om te ontwikkel. En ek en my broer was nog in die duetpaar ook daai tyd. So hy het al die lae parte gesing en ek het altyd die harmonies bo gedoen. So daar het ek ook nie regtig die lae gedeelte en toe hy ophou sing toe het ek myself so half forceer om van die laer goeders te doen. So ja, ek gebruik maar my instrument op my manier en so elke ou beskik oor sy eie goed en hy doen sy ding op sy manier. Ek is so bly jy sê dit het harde werk geverg om jou stem so te kan beheer, want baie mense sien as iemand so talentvol soos jy is, daai ou laat dit so maklik lyk, maar meanwhile is daar sulke werk wat agter die skerms ingaan om dit so maklik te laat lyk en maklik te laat klink. Ja, dit is wel, ek weet nie of ek vir almal kan praat nie, in my geval werk ek hard, maar ek geniet dit, dit is vir my lekker, dit is vir my die lekkerste ding in die oggend om op te staan en in my studio in te gaan en te gaan werk. So, ons dae is relatief oor die algemeen bestaan uit tussen 5 en 6 ure slaap, die res is musiek, so ek en my vrou doen dit gelukkig saam, so ek kan bekostig om bietjie meer tyd aan die musiek te bestee, sonder dat mamma by die huis vir jou kwaad word sê, hoor ek na een van die tyd ophou werk. So, nee, ek moet sê ons is gelukkig in daai omstandighede dat ons kan saamwerk en hierdie kan saam doen. Ons altyd dryf dieselfde passie en ons doen dieselfde ding. Jy het al saam met internasionale groot kunstenaars die verhoog gedeel, Amira Willighagen, Patrizio Buane en dan Il Divo ook. Kan jy daardie ervarings beskryf? Leer. Ek meen elke keer kom hierdie ouens met ander ervaring en hulle kom van ander eindhoeke van die wêreld af en hulle was op ander groot verhoë en goed en ek dink 'n ou sit partykeer net terug en jy myself nie toelaat om
net daai in te neem ook. Ek meen, baie mense sê, maar as jy nie op jou senuwees nie, hoe voel die butterflies nie goed? Ja, daar is 'n mate van butterflies, want ek dink dit moet daar wees om die edge te gee, maar ek was nog nooit in my lewe op my senuwees voor 'n vertoning nie. So, ja, ek dink 'n ou gebruik al hierdie goed en jy leer uit hierdie mense se ondervinding uit. Jy kyk wat het hulle al gedoen, waar was hulle en hoe doen hulle sekere goed. Ek meen, jy kan nie leer as jy nie kyk nie. Dit is maar net eenvoudiger. Dit is so ek sien alles as 'n leerskool en om myself te verbeter in die toekoms. Regtig 'n proper beat match temperament wat jy daar het. Luister, jy is besig om aan iets te werk wat Jay, Bok van Blerk, Rieker Snell en Christine insluit. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel daaroor? Ja, ons kan. Ons release Vrydag. Soos nou Vrydag release ons 'n liedjie getiteld Jagtrip. So en dit is maar tipies dit. Ons is in die jagseisoen en die manne hou daarvan om die camos aan te trek hierdie tyd van die jaar, wel en die dames en so 'n bietjie uit te gaan in die bos en partykeer sommer net om maar te gaan sit en te kyk en ander trek 'n bokkie plat vir die huis en dit is maar waaroor hierdie gaan. Dit is wel hierdie is 'n bietjie jag en visvang, moet ek ook sê, daar's 'n bietjie visvang ook in. So dit is eintlik maar die buitelewe. So dit is 'n lekker van liedjie en almal wat al uit was op een van hierdie trips gaan dadelik daarmee kan vereenselwig. Ek wil net voor ons advertensiebreek te gaan gou vra, hoe was dit om vir julle vier om saam te werk? Wel, ons werk al so baie saam in die Afrikaans ons groot scenario's en aan feeste en so. En dan ons sien mekaar maar gereeld by die studio's. Ek ken vir Chris van dat Chris so groot seentjie is. Ek en Rikus ken mekaar nou al jare. Ek en Jay werk al jare saam, ek en Bok werk al. So dit is eintlik maar to get a few buddies together en sê, hoorie, gaan jy daai part sing? Nee, okay, ek gaan daai part sing. Nee, ek wil daai part sing. Sing jy daai? Nee, daai gaan beter by jou werk. Okay, sing jy daai part. Lekker, Roan. Ons gesels nou 'n bietjie verder weer met jou. Dit is Roan de Tooy wat saam met ons kuier in die ateljee. Bly ingeskakel. Sy musiekvideo is op pad. Jy kyk, goeiemôre. Good morning. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou styl en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark.
Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds. displays the highest technical excellence, For whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Welkom terug. Ons kyk nou na Roan de Tooy se musiekvideo van sy nuutste enkelsnit. Ek hou van. 'n Lekker liedjie vir 'n Woensdagoggend. Baie dankie Roan. Roan, daai musiekvideo lyk asof dit nou net 'n boys trip was. Het julle dit so beplan of het julle maar nou die musiekvideo geskiet en dit net laat lyk asof dit so veel pret was? Want ek sien klomp gesigte daar wat ons almal ken. Die brief was Arnold Koleski het gesê, okay, ons gaan 'n musiekvideo skiet, maar ons gaan almal plaas toe. Ons vat koelers saam en ons laat hierdie lyk soos wat 'n tipiese boys weekend is, maar ek moet dan sê die vrouens was by. So ons het die vrouens saamgevat, hulle is net nie in die want onthou dit soos 'n boys weekend dit lyk, maar hulle was daar om ons net seker te maak ons bly darm in ons baan. Maar ja, alles daar en ek het ook gesê ek wil net nie 'n enactment hê nie. Ek wil hê dit moet alles so die arme kameramanne, ons het vir hulle gesê guys, as ons daar aankom, rol julle. Ek is jammer ons sal vir julle ook elke nou en dan 'n brandewyn gee, maar julle rol, julle gaan baie edit hê na die tyd. Maar ons moet elke moment, want as dit eers gebeur het en jy het dit nie gekry nie, dan ons dit nie act nie, dan is dit verby. Dan moet ons maar wag vir 'n volgende ding. So dit was wel vir julle brief so. Die liedjie se naam is Ek hou van. Waarvan hou jy die meeste, Roan? Jong, ek hou die meeste van my vrou. Ek is ons het die liriek jy so gemaak, so daar's baie keer wat die ouens net na hulle fotootjies kyk en ons het die liriek jy so gemaak, want ek meen ons het al hierdie goed en almal gaan op naweke weg golftrips en jagtrips en goeters en ek dink dis baie lekker, maar na die tweede aand dan verlang almal op 'n stadium terug huis toe en sê wil jy was nou lekker maar ek wil nou terug gaan huis toe. So ek dink is daai by die huis jou mense, jou persoon is maar ek dink en dit is waaroor hierdie gaan ek spot altyd as ek dit dan op shows doen dan sê ek altyd vir hulle manne ek weet ons maak foute maar hierdie is nou 'n goeie. Al meeste van jou maak seker jy praat nou met die een aan jou sy moenie nou 'n fout maak. Die beste deel van die tripie is eintlik die tuiskoms, né? Dit is maar gewoonlik so ja. Man Roan, vol punte vir jou, hoor, vol punte. Waarna kan ons uitsien van Roan de Tooy? Wat lê vir jou volgende? Jong, ons is maar besig met die hele enkelsnit ding op hierdie stadium. My ou werk met jagtrip kom nou gelukkig uit hierdie einde van hierdie week, so dan is dit net weer 'n ding waarna ou kan werk. En dan het ek self nog 'n paar van die ek noem dit tong en kies tipe liedjies, so 'n bietjie ligter en bietjie meer fun en so 'n bietjie meer net you don't have to think about it. Jy laat dit net gaan. En dan lê daar 'n paar in die ou taal ACs, die kontemporêre goed wat al lê reeds opgeneem van dit, party van hulle baie naby aan reg. So dit lê in die laai, dit lê en wag vir die regte tyd, miskien na die einde van die jaar toe vir die EP of 'n ding of wat ook al. En dan sal natuurlik die groot konserte, die Afrikaans is groot en die goeters waarmee ons besig is, waarmee jou ouma altyd wag vir die surprise wat kom, wat gaan ons doen, wat gaan ons nie doen nie en so ja, so. Roan, ons hou jou loopbaan met 'n valk ook dop en ons sit al jou sosiale media handles en so voort op ons sosiale media sodat mense jou kan volg en weet presies waar jy is en wat jy doen. Baie dankie. Elsa, oor na jou. Baie dankie Ras en van almal hier hou ek die meeste van jou. Nou onthou jy kan adverteer op Goeiemôre Good Morning. Stuur gerus vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Dit is aan al van ons kant af vir vandag, maar ons sien julle môreoggend weer, sommer vroegoggend. Soos ek altyd sê, kry solank daai koppie koffie gereed. Ons sien jou môreoggend om 6:00 net hier op Via. Totsiens. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
AC/DC Express. Everything electrical.